Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weer hier in U teenwoordigheid mag wees. Here, ons is hier want ons wil by U voete kom sit, Here. Here, ons wil kom rus vind in U teenwoordigheid. Here, ons wil kom meer leer van U en U beter leer ken, Here. Here, en ons wil graag hoor hoe U wil hê dat ons moet leef. Here, dankie dat U ons elkeen ken. Dankie, Here, dat U alles van ons elkeen af weet. En dankie, Here, dat U ons aanvaar net soos wat ons is. Maar Here, het ons so lief dat U ons nie wil los soos wat ons is nie, maar dat U in die groot genade en die liefde kom en ons lewens kom verander, sodat ons meer en meer kan word dit wat U reeds in ons ingeskaap het. Here, en daarom is ons ook vanoggend hier, want ons wil aan U die lof bring, ons wil U erken as die Skepper God, en ons wil U kom aanbid, maar Here, ons wil ook kom meer leer van U. En daarom help ons dat ons vanoggend ook sal hoor wat U vanoggend vir my wil kom sê. Here, kom praat deur die woord met ons, Here. Ons kom bid en vra dat U deur die Gees ook die woord vir ons sal kom oopbreek en verstaanbaar sal maak. Here, en gee dat dit nooit maar net nog 'n klomp kennis sal word wat ons verkry nie. Maar dat ons altyd sal toelaat dat die woord ons sal help om reg te leef. Dat die woord die kompas sal wees wat ons lewensrigting al hoe meer sal aandui. Daarom kom bid ons en vra ons dat U U woord vanoggend aan ons elkeen sal kom seën. Ons vra dit in U naam. Amen. Ek gaan voort met ons lydenstyd reeks oor wie is Jesus. So ek bou voort op die tema wat Dominee John laas Sondag mee begin het, en ons gaan voort met die hele tema rondom die herder. In Johannes 10, wanneer die skrywer die beeld van die herder gebruik, dan val hy eintlik so in twee dele uit, daai metafoor. En ek gaan vir ons by die volgende deel, of die eerste deel van daai metafoor stil staan. So ons lees saam met Johannes 10 uit, en ons gaan vanoggend die eerste 10 verse van Johannes 10 lees. So Johannes 10 daarvan vers 1 tot en met vers 10. Bybel voor my is dit op die bladsy 142. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop, die skape luister na die herder se stem, hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei, ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. So lees vanoggend tot sover. Ek wil voortgaan met dit wat ons nou mee begin het, en so 'n bietjie praat oor 'n mens se huis. Nou, jou huis is die plek waar jy gewoonlik tuis voel. En dis gewoonlik die ruimte waar jy so 'n bietjie tot rus kan kom. As jy 'n besige dag by die werk gehad het en aan die gang was en goed, en jy kom by die huis, dan is daar gewoonlik so 'n bietjie 'n oomblik of 'n moment waar jy kan voel, ek kan hierso so 'n bietjie tot rus kom
van die dolle gejaag van hierdie lewe. Dus veronderstel, jou huis, jou woning is veronderstel, om ook die plek te wees waar jy fisies veilig voel. En ons doen baie moeite en ons spandeer baie geld om juis ons huise so in te ruim, dat ons huise veilige plekke vir ons sal wees. Plekke waar ek kan voel, hier kan ek fisies veilig wees, en hier is daar so min as moontlik stresfaktore wat my beïnvloed en my pla. Natuurlik behoort mense woning, mense huis ook die plek te wees waar jy emosioneel behoort veilig te voel. Dit is eintlik hartseer as mens hoor hoe baie mense dit nie so beleef nie. Maar eintlik moet jou huis ook die plek wees waar jy emosionele veiligheid, emosionele sekuriteit ervaar. Daar moet jy kan ervaar, ek kan net myself wees wanneer ek by die huis is. Jy moet by jou huis kan ervaar dat wanneer ek hier is, word ek aanvaar vir wie en wat ek is, en is daar liefde wat vir my gegee word, wat nie bepaal word deur weet hoe ek optree nie. Dat mense vir my onvoorwaardelik sal lief hê. Is die plek waar jy veronderstel is om so 'n bietjie jou skanse te kan laat sak. Want as ons eerlik met onsself is, dan leef ons almal maar baie keer met skanse. Om onsself te beskerm en te keer teen seer kry. En jou huis, jou woning behoort vir jou daai veilige ruimte, daai veilige plek te wees. Nou in die Bybelse tyd was die skaapkraal die veilige ruimte gewees vir die skape. Dit was die veilige plek, die veilige ruimte waarheen die skape gegaan het meeste van die tyd in die aand. So hoe dit gewerk is, baie keer het 'n klompie eienaars van verskillende kuddes het saam 'n skaapkraal gebou, gewoonlik uit 'n klomp klippe wat hulle maar in die omgewing opgetel het, en 'n hoog genoeg muur gebou om die skape binne te hou, en om wilde diere uit te hou, en dan het hulle selfs baie keer gegaan as hulle kon doringtakke in die hande kry om doringtakke op die muur te pak, om verder drowers uit te hou en ongediertes uit te hou, en dan so skaapkraal het altyd net een ingang gehad. En dan het meer as een eienaar se kuddes het binne in daai kraal geslaap, maar dit was nie vir hulle 'n probleem nie, want wanneer 'n herder 'n goeie herder was, het hy sy skape so goed geken, en die skape het hom so goed geken, dat wanneer 'n bepaalde herder gekom het en sy skape geroep het net sy skape uit die skaapkraal gegaan, en die ander het agtergebly. En soos ek sê, dit het die skape beskerm, hoofsaaklik teen wilde diere, maar nou soms snags het duwe en rowers in die aand gekom, wanneer dit donker is en mense nie so lekker kon sien nie, en dan het hulle partykeer oor die skaapkraal se muur geklim om 'n skaap of 'n lam te kom steel. En as gevolg daarvan het die herders dan gewoonlik by hulle skape in die kraal geslaap. So hulle het gewoonlik daar binne geslaap. As daar ryker families was, dan kon hulle baie keer dit bekostig om 'n hekwagter aan te stel. Dis waarvan Jesus hier in Johannes 10 van praat. So as hulle so 'n bietjie 'n ryker familie was, dan het hulle 'n hekwag aangestel, dan was dit nie noodwendig so nodig vir die herder om die heeltyd by die skape te wees nie. Maar normaalweg, 'n goeie herder was een wat daar by sy skape in die kraal geslaap het. En dan in die somermaande, as dit lekker warm was, het hulle baie keer nie eers die skape teruggebring kraal toe nie. Hulle het sommer daar in die veld by hulle skape oornag, en hulle sal baie keer daar so eenvoudige skerm gebou het, miskien takkraal gemaak het om die skape in te sit, of iewers in die opening van 'n grot die skape laat slaap het, maar hulle het baie keer dan daar met die skape oornag. Daarom was om 'n herder te wees, was nogal 'n veel eisende werk gewees. Herder was gewoonlik ook 'n familielid gewees, want 'n familielid het baie beter omgesien na die diere van daai gesin, en meestal weet ons was hy die jongste seun gewees. En daarom sal mens sien byvoorbeeld in 1 Samuel 16, dat Dawid wat die jongste seun was by die skape gewees, hy het die vee van sy gesin, van sy familie opgepas. Maar hierdie was 'n harde werk gewees, en ons sien ietsie daarvan in Genesis 31:40, dan sê Jakob daar,
in Genesis 31:40, gaan sê maar, in die dag dan brand die son my, in die aand kry ek koud, en ek kry min slaap, want ek is die hele tyd hier by die skape. So 'n herder was iemand gewees wat baie opgeoffer het, terwille van die kudde. Die herder was iemand gewees wat sy eie lewe baie keer in gevaar gestel het, vir hierdie skape, hierdie kudde, vir wie hy moes voorsorg. En daarom dan dat Jesus ook hierdie beeld vat, en dan hierdie beeld gebruik. En ek gaan nie vanoggend veel stil staan by die herder gedeelte van hierdie metafoor nie. Dominee John het reeds laas Sondag, ek wil fokus op dit wat daar in Johannes 10 vers 7 en 9 staan. Wanneer Jesus in Johannes 10 vers 7 sê, toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. En dan in 10 vers 9 sê hy, ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Nou, as Jesus dit sê reg te verstaan, het ons dan nodig om te verstaan dit wat ek nou verduidelik het, hoe die skaapkraal gelyke gewerk het. Dat daar net een ingang was na 'n skaapkraal toe. Nooit meer as een nie. En wanneer Jesus dit dan kom sê, dan kom verduidelik hulle van die hand van hierdie metafoor, wil hy mense moet verstaan en snap, maar daar's net een manier, daar's net een weg, een manier hoe ons by God die Vader kan uitkom. Daar's net een manier hoe ek en jy die ewige lewe kan beerwe, en dit is deur Jesus Christus. Jesus lê baie klem dan ook in hierdie gedeelte. As ons na die oorspronklike Grieks gaan kyk, dan sien ons daar's daai dubbele bevestiging van amen, amen, wat daar gesê word, om te sê, maar dit is definitief so. Daar's geen oomblik van onsekerheid nie. Daar's net een ingang, en Jesus Christus is die ingang. Ons leef al hoe meer in 'n wêreld, waar daar al hoe meer stemme opgaan, wat sê maar, ja, Jesus en Christus is dalk nie noodwendig die enigste weg nie. Ons leef al hoe meer in 'n wêreld, in 'n samelewing, waar mense begin beweer en sê, maar, dit maak nou nie eintlik saak, watter godsdiens jy beoefen nie, al die godsdienste kom maar eventueel by dieselfde godheid uit, en solank jy eintlik maar net glo, maak nie saak watter godsdiens jy beoefen nie, jy gaan wel by God uitkom. Ons leef ook al hoe meer in 'n wêreld, wat al hoe meer mense voel, maar ons het nie God nodig nie. En begin al hoe meer leef asof God nie bestaan nie, en of God nie daar is nie. Maar Jesus kom sê baie duidelik met hierdie beeld vanoggend, daar is net een manier, daar's net een weg, daar's net een toegang tot die Vader toe, daar's net een manier hoe ek en jy by die ewige lewe kan uitkom, en is deur Jesus Christus, wat in hierdie beeld dan ook die goeie herder is. Dominee John het laasweek ook daarna verwys, dis nie 'n ou probleem nie, as ons gaan kyk na die klein profete, dan sien ons presies dit wat ek nou gesê het, lees ons al in die klein profete raak. Dat die Here ongelukkig raak met die volk, want die volk het begin ander afgode dien. Die volk het begin dink, maar ag, dit maak nie so saak of ons net in God glo nie, ons kan maar ander afgode ook gebruik. En ons sien dat daar in die klein profete die Here hulle aanspreek, hierdie profete, en sê, maar julle het my nie meer lief nie, julle het my begin verlaat. Julle maak nie meer erns met my as die enigste ware God nie. Julle laat toe dat ander goed in julle lewens belangriker begin raak. So hierdie probleem waarvan ons nou praat is nie 'n nuwe ding nie. Ons lees reeds daarvan in die Ou Testament. Maar Jesus kom sê baie duidelik. En nou moet ons mooi hoor, want dit gaan nie net oor ander godsdienste nie. Wanneer Jesus hierdie kom sê, dan kom sê hy ook, maar onthou ook, mense se goeie dade gaan hulle ook nie by God uitbring en vir hulle die ewige lewe gee nie. 'n voorbeeldige lewe is nie dit wat jou die ewige lewe gaan gee nie. Kerklidmaatskap is nie dit wat vir jou noodwendig die ewige lewe gaan gee nie. Hoopelik het bring dit jou by God uit en dat jy God leer ken en vir God kies, maar dit per se definieer nie en sê, maar nou
is ek 'n kind noodwendig van die Here nie. Net vroeër in Johannes, dan begin Johannes 1 en dan skryf hy daar in vers 12 die volgende: maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Daarom moet ek en jy waak daarteen, dat ons nie leef met 'n valse gerusheid nie. Jy is nie 'n Christen omdat jy in 'n Christelike huis groot geword het, en nou is jy sommer outomaties kind van die Here nie. Net omdat jy goeie dade doen en reg leef en voorbeeldig leef, beteken dit nie jy's noodwendig 'n Christen, 'n kind van die Here nie. Net omdat jy iewers 'n lidmaat van 'n kerk is, beteken dit nie dat jy noodwendig kind van die Here is nie. Jesus kon sê hiermee, as hy sê, maar ek is die enigste ingang, en sê, maar iewers in jou lewe moet jy doelbewus die keuse maak om te kies vir my. Iewers moet jy Jesus kies en sê, maar ek besef, Jesus is die enigste ingang, hy is die enigste weg tot die Vader toe, en daarom kies ek Jesus as my verlosser, as my Here. En net op grond daarvan kry jy toegang tot die Vader, en kry jy toegang tot die ewige lewe. Niks van hierdie ander goed gee vir jou toegang na God die Vader en na die ewige lewe toe nie. Daarom in Johannes 6 vers 47 lees ons, wanneer Jesus sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Net geloof in Jesus Christus kan vir my en vir jou die ewige lewe gee. En dis wat Jesus vir hulle hier probeer verduidelik met die beeld, as hy sê, maar ek is die ingang. Net soos die skaapkraal net een ingang gehad het, so is daar net een gang, een roete na die Vader toe, net een roete na die ewige lewe toe, en is deur geloof in Jesus Christus. En nou sal baie van julle sal sit en sê, maar julle glo dit is reg, maar baie kere as ek met mense praat, en in gesprekke met mense het, en mens vra vir hulle maar rondom geloofsekerheid, dan kom ons agter, maar baie lidmate, baie mense wat kinders van die Here is, worstel met geloofsekerheid. As mens met hulle praat en vir mense vra, maar is jy seker dat jy eendag hemel toe gaan, dan sal baie keer twyfel in mense se harte. Dan sal baie mense baie keer sê, maar ja, ek dink so, ek hoop so, ek is 'n kind van die Here, en dan baie keer sal mense saam met dit sê, en ek probeer reg leef, en ek probeer die regte goed doen, en ek probeer 'n voorbeeldige lewe leef. En as ons op daai punt kom, ons is klaar van die spoor af. Want om te probeer reg leef en voorbeeldig te leef, dis nie die goed wat jou hemel toe vat nie. Dis nie die goed wat gaan maak dat jy eendag die ewige lewe kry nie. Net Jesus Christus alleen. En daarom kan ek en jy seker wees, ons hoef nie te sit en twyfel en te wonder, maar gaan ek eendag in die hemel uitkom, het ek werklik die ewige lewe nie? Op soveel plekke kom sê Johannes dit, hier kom sê Jesus dit met hierdie metafoor ook om te sê, maar jy kan seker weet. Jesus het in daai vers gesê, dat ons kan seker wees. Ons hoef nie te sit en wonder en te twyfel nie. Jou voorbeeldige lewe, jou reg doen, is nie die goed wat jou hemel toe vat nie. Wat jou hemel toe gaan vat, is die feit as jy Jesus Christus as verlosser aanvaar het, hom jou Here gemaak het. En dan weet jy, ek staan nou in 'n verhouding met die Here, en op grond van my verhouding met die Here, dis wat my eendag gaan maak, dat ek in die hemel gaan kom. Daar's niks wat ek en jy hier op aarde kan doen, wat gaan maak dat ek hemel toe gaan, behalwe geloof in Jesus Christus nie. Daarom skryf Paulus daar in Efesiërs 2 vers 8 sê hy, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dis 'n gawe van God. En ons moet dit mooi hoor. Mooi wanneer Paulus sê, maar ons is uit genade uitgered. Dis genade dat die Here Jesus Christus aarde gekom het en vir ons die ingang geword het, die weg gebaan het, die brug gebou het oor die sonde,
sodat ek en jy toegang kan kry tot die Vader en tot die ewige lewe. Sien my manier van leef, my manier van optree wat my daar gaan uitbring nie. Dit hang nie van my af nie. Al wat ek moet doen is ek moet die geloof wat die Here vir my gee, vat en in Jesus Christus werklik glo en in 'n verhouding met hom staan. En dan sal ek by die ewige lewe uitkom. Die skape by daai skaapkraal het nie vir hulle self 'n ingang gemaak nie. Daai skape kan nie op 'n ander plek inkom of op 'n ander plek uitgaan nie. Hulle kan net deur daai een ingang in en uitgaan. En Jesus sê geestelik is hy daai in en uitgang. Net hy, niks of niemand anders nie. En dit het Jesus sy lewe gekos om dit vir ons te kan doen. Jesaja 53 vers 6 en Jesaja sien ons al dat Jesaja vir ons dit kom voorspel. Dan sê hy, ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Jesaja het al hierdie metafoor gebruik en het voorspel en sê, maar ons is so skape wat maklik afdwaal en maklik wegraak. En natuurlik moet ek anders leef. Natuurlik wanneer ek verstaan wat die Here vir my gedoen het, dan gaan my lewe begin verander. Wanneer 'n kudde deel is van 'n kudde 'n herder het, dan loop hulle en hulle volg daai herder. Hulle gaan agter hom aan. Hulle volg hom na waar ook al die weivelde is en die drinkplekke en wanneer dit warm raak, dan volg hulle hom na 'n plek toe waar daar koelte is, waar hulle kan sit en rus. Hulle volg heeltyd die herder. Daarom al beteken 'n goeie lewe nie dat ek dit my na die hemel toe gaan vat. Dit beteken dit nie nou ek kan terugsit en nou kan ek sê maar nou kan ek net leef soos wat ek wil nie. Die skaap volg nog steeds die herder. Hy doen nog steeds dit wat die herder wil hy moet doen. Dieselfde moet waar wees van elkeen van ons ook. My lewe begin anders lyk, ek begin anders lewe omdat ek reeds gered is, nie sodat ek gered kan word. Maar omdat die Here my klaar gered het, omdat Jesus klaar vir my die goeie herder is, omdat Jesus klaar vir my die ingang is, nou begin ek anders lewe want ek het hom my Here gemaak, die een wat bepaal hoe ek leef. Maar hoe ek leef bring my nie, gee nie vir my die ewige lewe nie. Dis omdat ek reeds die ewige lewe het, omdat ek reeds die Here gekies het, dat ek begin om anders te leef. En daarin moet ons mooi verstaan, sodat wanneer ons oor geloof praat, ek sekerheid kan hê, en ek nie hoef te twyfel, maar gaan ek hemel toe of nie. Die Here waarborg ons elkeen. As ek Jesus gekies het, as hy die een is wat ek kies as my ingang, dan hoef ek nie in twyfel te leef nie. Die kraal was 'n veilige plek vir die skape, maar die skape kan nie heeltyd in die kraal bly nie. Die skape moet uitgaan, die skape moet weiveld toe gaan, die skape moet gaan wei, hulle moet gaan kos kry, hulle moet gaan water kry. En dis ietsie wat Johannes 10 vers 9 dan verder vir ons kom sê as ons daar lees, hy sal die in en die uitgang gaan en hy sal ingaan en uitgaan en veiding kry. Terwyl ek en jy hier op aarde leef, is ons nog op die weiveld van hierdie lewe. Dit sal vir ons lekker gewees het as ons miskien die heeltyd in die kraal kon gewees het, maar die Here het anderster besluit. Terwyl ons nog hier op aarde is die Here reeds ons goeie herder, hy het reeds vir ons die ingang daar gestel, maar ek en jy is nog op die weivelde van hierdie lewe, en hierdie lewe is ongelukkig 'n lewe wat gevul is met gebrokenheid, met uitdagings, met sonde, met 'n klomp goed wat nie altyd so positief is. Selfs was waar van die skape, né? As die herder hulle uitgelei het, dan is daar allerlei ander gevare gewees. Die kraal het beskerming gebied teen die wilde diere en ander gevare, maar nou is hulle daar op die weiveld en nou is daar wilde diere en allerlei ander goed. Maar die herder los nooit
sy skape, sy kudde alleen nie. Die goeie herder het saam met sy skape gaan, hy het voorgeloop, hy weet waar is die veilige paaie, en hy het hulle gebring daar waar hulle moet wees. En nou kom sê hierdie metafoor dieselfde vir ons. Wanneer Jesus sê, hy is die ingang en die uitgang, en sê maar, ek en jy is nog op die weiveld van hierdie lewe. Maar die Here is ook by jou, hy los jou nie alleen nie. Net soos die goeie herder nie sy kudde aan los nie, gaan die Here jou nie alleen los nie. Hy stap voor, hy dui die koers aan. Daarom is dit so mooi dat Psalm 121 vir ons die volgende sê, daar in vers 5 in die 2020 vertaling, bietjie meer direk vertaal, die Here jou beskermer, die Here is jou skadu, die Here is jou beskermer, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. As ons mooi daaroor gaan dink, dan is dit hierdie so 'n mooi beeld. Die Here kom sê maar as herder, Jesus kom sê as herder, los hy jou nooit alleen nie. Hy is soos jou skaduwee. As jy in die lig leef, dan gaan jy heeltyd 'n skaduwee hê. As jy in God se lig leef, as jy in lig leef hier in die wêreld, gooi jou liggaam die heeltyd 'n skaduwee. Jy kan niks doen om van jou skaduwee af weg te kom nie. En is dit daai beeld wat die psalmdigter gebruik om te sê, maar God is soos jou skaduwee, hy is die heeltyd by jou. Hy laat jou nooit alleen nie. Maar natuurlik, hoe beter jy in die lig leef, hoe duideliker sien jy die skaduwee raak. Selfs waar van my en jou. Die Here sê, maar wanneer ons hier op hierdie weivelde van hierdie lewe is, sal hy jou nie alleen los nie, hy sal jou beskerm, hy sal saam met jou gaan en by jou wees. Volgens die oorspronklike teks kan ons dit ook bietjie anders vertaal, en dit kan ook vertaal word om te sê, maar die Here is die skadu op jou regterhand. Nie netwendig net by jou regterhand nie, maar ook op jou regterhand. Want daarmee simbolies is om te sê, maar die Here is ook die een wat skadu gee, wanneer hierdie lewe fel op jou begin brand. Wanneer hierdie lewe begin moeilik raak, en dit vir jou voel soos wanneer 'n ou gaan stap en die son baie skerp skyn, dan is die Here die een wat skadu gee. Die Here is die een wat help en rus gee, en wat ons elkeen beskerm. En dan die wonderlike. As ons verder praat oor hierdie metafoor, wat sê die Bybel vir ons verder? Maar as dit gebeur dat ek en jy, wanneer ons op hierdie weivelde is, afdwaal, dan los die Here ons nie alleen nie. Gaan lees maar weer daar in Lukas 15 waar daar staan. Die Here is die een dat wanneer een van ons afdwaal, wanneer ons eie pad kies, ons eie rigting begin kies, dan kom die Here en dan gaan haal die Here weer vir my en vir jou. Want sien, op hierdie weiveld waarop ons leef, is daar ook die bose wat ons probeer wegtrek van die Here af. Wanneer Jesus hierdie metafoor verduidelik van die kraal, dan sê hy maar hierdie kraal is daar diewe en daar's rowers wat oor hierdie muur klim om die skape te kom steel. En om dit te verhinder en te keer, is die herder by hulle. En dis dan wat hierdie gedeelte ook vir ons kom leer. Om kom sê, maar ons moet oppas, want daar gaan mense wees wat my gaan probeer wegtrek van die Here af, wat my op 'n dwaalspoor gaan wil begin bring. Soos daai rowers, soos daai diewe wat kom steel het uit die kudde. Is daar mense ook, en is die bose ook daar wat ons wil wegrokkel van God se kudde af. Maar hoe nader ek aan die herder leef, kan die bose dit nie regkry nie. Die bose kan dit net regkry as ek self kies om verder weg van die herder te leef, weg te beweeg van die herder en op ander paaie te beland. Dan gebeur dit dat die bose my kan wegtrek en wegrokkel. Maar die wonderlike is dat as dit gebeur, dan kom sê die Bybel vir ons, dan los die Here ons nie. Hy gaan agter ons aan, hy gaan soek ons, om ons weer terug te bring, sodat ons op die regte pad kan bly, sodat ons eendag finaal deur die ingang kan gaan. En hoe wonderlik is dit nie, dat die Here ook die finale ingang is,
om die volheid van die ewige lewe te kan verkry. Die Here Jesus Christus, dit wat ons hierdie komende naweek gaan vier, het vir my en jou aan die kruis gesterf, sodat hy die dood kon verander het na 'n ingang toe, 'n ingang na die ewige lewe toe. Maar as ek en jy daar wil uitkom, moet ons saam met die herder loop, moet ons loop daar waar die herder wil hê ons moet loop. Moet ons hom ons verlosser maak, ons Here maak, sodat ons kan uitkom by die ingang wat hy vir ons daar stel. Hoe wonderlik is dit nie, dat die Here vir ons kom sê, soos wat my huis vir my 'n veilige ruimte is, so sê die Here, my huis vir my en jou 'n veilige ruimte. Die Here wil hê dat wanneer jy in sy teenwoordigheid is, jy fisies, emosioneel en geestelik veilig sal voel, want Jesus het dit vir jou moontlik gemaak, dat jy hierdie veilige ruimte kan hê, wanneer jy in die Here se teenwoordigheid is. En terwyl ek en jy nog op die weivelde van die lewe is, en nog nie finaal in die kraal in die hemel kan wees by God nie, weet ons is die herder nog saam met my en jou, en lei en begelei hy ons. Kom ons kies vandag opnuut. Kom ons maak seker weer op vandag, dat ek en jy werklik Jesus gekies het, werklik in 'n verhouding met hom leef. Werklik besef, maar hy is die enigste ingang, hy is die enigste manier hoe ek by die Vader kan uitkom, hy is die enigste manier hoe ek by die ewige lewe kan uitkom. En kom ons maak hom ook die Here van my en jou lewens. Kom ons sit net so, en dan bid ek vir ons saam. Dankie Here Jesus Christus, dat U die ingang is. Dankie Here, dat U vir ons die toegang tot die Vader moontlik gemaak het. Dankie Here, dat U vir ons die toegang tot die ewige lewe kom moontlik maak het. Ja Here, ons weet dat dit U lewe gekos, net soos wat 'n goeie herder sy lewe vir die skape sal aflê, so het U lewe vir ons afgelê. Net soos 'n goeie herder 'n klomp gerief moes opoffer, so het U 'n klomp gerief vir elkeen van ons opgeoffer deur as mens aarde toe te kom. En dankie Here dat U bereid was om dit te doen. Here, help ons dat wanneer ons hier op aarde leef, ons sal versigtig wees vir diegene en die leerstellinge en die idees en ideologieë wat ons wil probeer wegtrek van U af. Help ons dat ons opnuut sal besef dat U vir ons kom leer dat U die enigste ingang is. Daar's geen ander roete, geen ander manier om by die Vader en by die ewige lewe uit te kom behalwe deur U nie. En help dat ons opnuut sal kies om werklik in U te glo en U ook ons Here te maak. En ons sal kies om geestelik te groei, sodat ons ander ook kan help om begelei om by U uit te kom, sodat ons vir ander ook sal kom help om te besef dat U die enigste ingang is. Here, en gebruik ons as instrument om in U hand om ander na U toe te lei, sodat hulle ook by die Vader en by die ewige lewe kan uitkom. Help ons Here dat ons sal aanhou geestelik groei terwyl ons hier op aarde is, dat ons meer van U sal leer, en sal meer leer hoe U wil hê ons moet leef. Here, seën ons en help ons dat ons tot seën vir ander sal wees. Ons kom vra dit in U naam alleen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen vrede gee. Amen.